glo allemaal die opskrif geskryf in die laaste datum. So, die doel van die les gaan wees dat julle verstaan wat die doel van 'n opsomming is. Wie kan vir my sê waar dink julle word opsommings oral gebruik? Behalwe nou in jou vraestel 1 toets. As jy nou kyk na hoe sosiale media gebruik word. Wat is die doel van 'n opsomming? Om inligting in 'n korter manier te Ja, is reg om inligting in 'n korter manier te skryf. Wie kan nog van sê? Relevante inligting te gebruik in die opsomming. Is reg. Wie nog antwoord? Kan deze werk beter door staan? Ja. So, dit is ook gepaard met sleutelidees wat jy in 'n teks moet kan identifiseer. En nou, as iemand 'n Koran skryf, gaan hy mos nou nie alles gaan skryf wat hulle mos nou waargeneem het nie. Want nou elke ding word korter. So as jy 'n onderhoud met my gaan voer, dan gaan jy mos nou nie my direkte woorde gaan neerskryf nie. Julle gaan sien as iemand 'n onderhoud gevoer het in 'n Koranberig, sal hy onderhoud altyd korter wees as wat die mense eintlik gesê het. En dan is het belangrijk dat je ook jou opsomming in jou eie woorde skryf. So, wat jullie van mij gaan skryf is, 'n opsomming is 'n kort weergawe van belangrike idees in 'n teks. Allemaal zien van achteruit. So, om het te verduidelijken wat belangrijk is aan een opsomming, is dat jullie niet die detail of
herhaling insluit wat vir julle in die teks gegee word. Uit dit gaan jy jou eie taal gebruik om jou opsomming te skryf in die teks wat jy gekry het. Het is belangrijk dat jy nie dieselfde woorde moet gebruik nie, maar eerder om nuwe woorde te gebruik wat dieselfde betekenis het. En dit wat noem ons dit? Synoniem. Ja, synoniem. En dan wat belangrijk is, jy moet fokus op die kern van jou teks. Wat dink julle is die kern van jou teks? Iemand wat nog gaan antwoord het. Is ook iemand wat nog gaan antwoord het. Wat vertel, as jy die woord kern hoor en dan wat dink jy? Zijn jullie meer van die dingen zijn van die Ja, die hoofdgedachte. Je krijgt het gewoonlijk in de opschrift van je tekst wat je wilt doen. So dan weet je waarover gaat je tekst. En waarover moet je je opsomming schrijven. Het is allemaal neergeschreven in het woord. Terwijl ik aan ons schrijf, ga ik jullie iets lezen. En dan gaan jullie voor mij zeggen, wat is die hoofdgedachte wat dan gevonden wordt. So jullie moeten mooi luisteren. Hij begint, lees is een vaardigheid wat over tijd ontwikkelt. Wanneer mensen gereeld lees, verbeter hulle woordeskat, begrip en hulle concentratie. Lees helpt ons om andere perspectieven te verstaan en empathie te ontwikkelen. Wat denk je is de hoofdgedachte in die? Lees. Wat doen lees? Ja, dit helpt je om beter te verstaan. So, als je nou naar die woorden luistert wat ik gezegd heb, wat een woorden is voor jou belangrijk uit die lees te kijken? Lees is een vaardigheid wat op tijd ontwikkelt, door dat eerste zin, wanneer mensen gereeld lees, verbeteren hulle woordeskat, begrip en concentratie. Lees helpt ons om andere perspectieven te verstaan en empathie te ontwikkelen. Woordeskat verbeteren, begrip verbeteren. Ja, lees en begrip is los maar één is ja. Empathie, yes, dat is ook recht. Te concentreren, dit is belangrijke woorden. En jij woorden uit je kan jou opzomming schrijven. So, ik ga voor jullie 2 acroniemen leren vandaag. Om moeite te onthouden. Het is allemaal klaar geschreven op je bord. Ja. En terwijl je zo zegt, wat is een acroniem? Een acroniem. Ja, antoniem, een acroniem. Nog nooit worden. Dit is maar het is een acroniem.
'n nou akroniem word gebruik om soos 'n naam van 'n plek of kom ek sê 'n naam van 'n maatskappy miskien te verkort. As jy die woord NASA ken almal wat is NASA? Ja. NASA is mos nie net NASA nie. Hy bestaan uit 4 verskillende woorde uit om hy woord te vorm. So dis 'n verkorting van of 'n verbinding van elke beginletter van die woorde. So die eerste ene wat ek julle gaan gee is wakig. W-A-K-I-G. Die W in wakker staan vir die wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Dit is dan nou op die manier hoe jy jou feite kan identifiseer in die teks. So die eerste W staan vir wie, wat, wanneer, waar, waar gebruik julle nog hierdie woorde? En jou opstellen. Ja. Jou A staan vir, jy moet antwoorde gee op die vraagwoorde. Wat beteken, jy moet kyk na watter instruksies is vir jou gegee, sodat jy in staat kan wees om jou opsomming te skryf. En dit is ook verwysing na hierdie vraagwoorde. Hierdie vraagwoorde om jou feite te kry. En dan jou K staan vir jy moet korter skryf as jou oorspronklike teks. Jy sal sien jou teks bestaan miskien uit 250 woorde. As jy of jy moet skryf van 80 tot 90 woorde. So jy gaan dan dit verkort. Jou I staan vir jou idees uit jou hoofgedagtes. Wat se idees het ons opgenoem daar? By die eerste voorbeeld. Toe ek die paragraaf die tweede keer lees. Die woorde wat jy kan gee van empatie, van verbeter jou leesvaardighede. So jy gaan jou daardie idees gaan jy daar uit kry. Dan jy jou feite gekry, verstaan jy? Ja. En dan jou gee laastens staan vir gebruik jou eie woorde. Op die manier kan jy onthou hoe om jou opsomming effectief te skryf en ook die 10 punte moontlik te kry wat jy vir jou kan gee. Ons klaar met kies. So die tweede akroniem wat ek julle gaan leer is die akroniem LOLOS. Wat staan vir, die L staan vir, jy moet jou teks lees
totdat jy verstaan. En as jy kan verstaan, dan kan jy kom met die feite. So eerstens, lees tot jy verstaan. Dan is onmoontlik om 'n opsomming te skryf, want jy weet nie waaroor gaan die opsomming nie. En dan som jy maar net op om op te som. Jou oor staan vir, jy moet jou feite onderstreep. Feite. En daar gebruik ons die 5 W's en die 1 H en hierdie akroniem. Ons derde L is lyn deur die herhalings. As jy nou jou feite onderstreep het in jou teks in. Jy moet jou feite onderstreep of jy dit gehighlight. Daarna gaan jy dit wat jy nie gehighlight of onderstreep het nie, gaan jy heeltemal doodtrek en jy gaan dit nie gebruik nie. Nou jy kry baie in jou tekste is daar verdubbeling van woorde wat gebruik word. So dan is dit nie nodig om dieselfde herhalings te gebruik of om beskrywende taal te gebruik nie. Wie weet wat is beskrywende taal? Maar sê dit my hoe jy iemand dat jonger as jy is gaan verduidelik. Wat is die beskrywing dan? Vertel. Hy gebruik hoe iets te beskryf. Kom ek sê die meisie met die rooi rok lyk mooi. Jy beskryf hoe die meisie lyk, wat sy aan, maar met kort te gaan skryf, sê net die meisie lyk mooi. Sê jy ook. Soos jy beskryf dan op basis iets, en as nie nodig om het diezelfde manier te gaan skryf in jou opsomming. En dan ons tweede oorstaan vir onttrek hierdie inligting. Onttrek inligting wat daarmee bedoel is, jy gaan nou al daardie wat jy onderstreep het, onder mekaar gaan skryf. En daardeur langsaan kan jy nou begin om jou eie woorde te skryf. En dan laastens, skryf jy dit nou oor in jou eie woorde. So as jy hierdie twee akronieme kan onthou, dan is dit baie maklik om jou opsomming te skryf. En dit is belangrik om te onthou in Afrikaans en taal gaan hulle jou penaliseer vir jou taalgebruik ook. So hoe jy spel is baie belangrik. En as hulle vir jou 7 feite vra, dan moet jy 7 feite sê, want jy word punte gegee volgens die 7 feite. En as jy 'n verdubbeling van dieselfde feit het, dan gaan jy net 1 punt gee. So jy moet dit onthou net. So voor ons afsluit gaan ek net vir julle hierdie uitdeel, julle gaan net deel. Wat dan moet ek doen? Ik ben niet mijn kinderen, dat hebben we samen.
Ik zoek een vrijwilliger wat van mij die tekst gaan lezen. Yes, yes. We willen het staan dat allemaal kan. Ik heb nog een dochter. Het gebruik van sociale media. Sociale media spelen een grote rol in de organisatie. De real mensen om met vrienden te communiceren en wiskundig te delen. Jonge mensen gebruiken het om alle belangstelling en menens uit te drukken. Toch kan te veel tijd op sociaal te leiden tot afleiding en zwaar concentratie. Sommige mensen voelen eenzaam wanneer hulle zelf met anderen vergelijken. Sociale media kan ook vals inligting verspreiden wat mensen misleiden. Als het echter verstand gebruikt wordt, kan het een nuttige bron van inligting wees. Die geheim is om balans te vinden tussen alleen tijd en werkelijke wereld. Wat hoofdgedachten krijg je daarin? Je gebruik van wat doen sociale media? Spelen voor mensen die Kom ik geef jullie iedere vraag, nee? Ik zei nou, alle gaan over jou vragen om opzomming te schrijven. Ik ga jullie misschien ook vragen, waarmee kan sociale media jonge mensen helpen? Zien jullie wat die vraag? Waarmee kan sociale media jonge mensen helpen? Dan wat de hoofdgedachten kan je daaruit krijgen? Dat helpt mensen om met vrienden te communiceren en wiskundig te delen. Die eerste ene heeft ons. De tweede ene heeft ons. Derde ene heeft ons. So die eerste net wat ons sê is jong mense die help mense om met vriende te kommunikeer en nuus vinnig te deel. Jong mense gebruik dit om belangstellings en menings uit te druk. So dit sal wees sosiale media help jong mense om met mekaar te kommunikeer en inligting te deel, maar dit kan ook afleiding en eensaamheid veroorsaak. Sien julle hoe hulle 'n hele 3 sinne een gemaak? Want daar is hier 'n verdubbeling van woorde wat gebruik word wat dieselfde betekenis het. Nou die tweede stuk gaan vir jou sê, wanneer dit verstandig gebruik word, bly dit 'n nuttige hulpmiddel solank daar balans tussen aanlyn en werklike lewe is. Daar is jou laaste gedeelte wat hulle as een sin opgesom het. Sien hoe maklik is dit om opsomming te doen. Ja. So, wat het julle vandag geleer oor opsommings? Ek wil hier die hele tyd dieselfde mense moet vir my antwoord. Ja. Iemand wat nog even antwoord moet vir my antwoord. Wat het julle nog geleer uit opsommings uit? Ja, je kan gebruik maken van die 2 acroniemen wat nog. Als je die acroniemen gebruikt, dan ken je maar automatisch wat bevat daar die acroniemen. Wat is dan nog? Oké, als je die antwoord hebt, je kan maar antwoord. Je kan maar antwoorden. Maar verlies gewoon op zo'n Je eigen woorden te stellen. En dan
om te onthou. Jy moet eers lees en verstaan. Daarna soek jy jou sleutelwoorde. Dan skryf jy dit in jou eie woorde. Jy moet nie te veel detail insluit nie. Hou dit kort en duidelik. En dit wat ek nou benoem het, of dit genoem het, bevat dan nou hierdie 2 akronieme. Verstaan julle? Die bestaande som dan die wakker en lolos op. So as julle die 2 kan onthou, dan sal julle julle so opsomming suksesvol kan doen. Ja. Baie dankie. Dankie.